Goeiedag, ek is Roan Kombrink van die AP Kerk in Orania. Ons sluit ons reeksie af oor die genade wat die Here bewys, reeds in Genesis, in die eerste hoofstukke van Genesis, en ons fokus vandag in besonder op die genade van lewe, amper as 'n oorkoepelende tema wat al die ander ook oordek. Ons gaan saam lees vandag uit Genesis 2, vers 7 tot 9, en dan ook vers 16 tot 17, en dan Genesis 3 vers 22 tot 24. Genesis 2 vers 7 tot 9, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daarin die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien, en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. Dan vers 16 en 17, en die Here God het aan die mens bevel gegee, en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En dan van die sondeval plaas, en die Here gee die straf op die sondeval, en dan uiteindelik hier in die laaste paar verse van Genesis 3, sien ons ook die genade deurskemer. Vers 22 tot 24, toe sê die Here God, nou die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om toegang tot die boom van die lewe te bewaak. In Genesis 2 vers 7 tot 9 sien ons in die eerste plek dat God nie net die gewer van lewe is nie, hy is die een wat die lewe, die asem van die lewe in die neus van Adam inblaas, maar dat hy ook die onderhouer daarvan is, dat hy aan Adam die lewe gegee het, maar dat hy die een is wat Adam in die lewe hou ook. En dit doen hy deur die bome wat hy laat uitspruit in die tuin van Eden, waaronder die boom van die lewe. En van al hierdie bome mag die mens geëet het, en die boom van die lewe in besonder dan, is symbool daarvan dat die mens vir ewig kan lewe. En dan kom die opdrag van die Here in vers 16 en 17, dat van al hierdie bome mag Adam vry eet. Hy het die voorreg om te kan eet van die boom van die lewe, as symbool van die ewige lewe, maar van die boom van kennis en goed en kwaad, daarvan mag hy nie eet nie, want dit sal die teenoorgestelde effek hê. Dit sal lei tot sy dood. Jy sal sekerlik sterwe. Ons weet wat die mens gekies het. Die mens uiteindelik eet van die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan hy nie mag eet nie. Hy word sterflik, sterf geestelik, maar word ook liggaamlik sterflik. En dan lees ons hier in die laaste paar verse van Genesis 3, wat ons dikwels sien as 'n deel van die straf op die sondeval, maar wat eintlik die genade van God is. Dit klink soos 'n straf as God Adam uit die tuin van Eden verwyder, tot ons mooi gaan lees waarom hy hom verwyder. Hy sê, nou het die mens soos een van ons geword deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet, en lewe in ewigheid nie. En dan bewaak die Here op 'n besondere manier met sy gerub die tuin. Die doel hiervan is dat die Here dood eenvoudig dit sê, die mens het nou sondig geword, hy het sonde leer ken deur dit te doen. Ek wil nie hê hy moet in sy sondige toestand vir ewig lewe nie. Ek wil hom eers herstel. En is deur die herstel van die Here Jesus Christus se soendood, wat daar uiteindelik vir ons die belofte gegee word in Openbaring 22, van die nuwe Jerusalem. En wat staan daar in die middel van die nuwe Jerusalem? Waartoe kry die mens wat herstel is in Christus weer toegang? Tot die boom van die lewe. En sy blare is tot genesing vir die nasies, en sy vrugte gee hy 12 maande van die jaar. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, die God van lewe, ons dank U en ons loof U en prys U vir die lewe wat U aan ons gee, ook vir die herstel wat U ons gee nadat ons die dood gekies het, ook vir die feit dat ons weer van die boom van die lewe sal mag eet, in hiernamaals in die nuwe Jerusalem.
Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Gloria,